olifant kan land. Benjamin, dis tyd dat ons begin. Dis tyd dat ons die speelgoedsak bespreek. Benjamin Blommetjie, bring die wêreld wag. Benjamin Blommetjie, dis jy wat ons laat lag. Benjamin Blommetjie, dan sê hallo. Almal is jou maatjies, ons hou so van jou. Benjamin, jou liewe olifant. Ag, jy's die beste maatjie in die land. Benjamin, kom laat ons vrolik wees. Kom ons verjaar, ag kom ons hou 'n fees. Benjamin Blommetjie is alom bemind. Benjamin Blommetjie, olifantjie kind. Benjamin Blommetjie, dag sê hallo. Almal is jou maatjies, ons hou so van jou. Benjamin, jy wat die vreugde bring. Benjamin, jy laat ons lag en sing. Ons hou van jou. Benjamin Blommetjie. Dag sê oukies, dis alweer julle goeie vriend Casper met 'n splinternuwe storie van ons dieretuin. Hier by ons is daar vandag groot opwinding. Ons het 'n nuwe maatjie op wie ons beroemde pratende olifant Benjamin Blommetjie so 'n bietjie jaloers is. Nou ja, mense kan dit ook verstaan, want ons het 'n pragtige panda babatjie saam met sy panda mammie. Die mense kan nie wag om die kleintjie te sien nie. Vandag sal dit die eerste keer wees dat hulle hom mag sien. Van vroegoggend af staan daar lang toubesoekers voor die dieretuin, sê ek. Hulle het spesiaal gekom om hom te sien. Wel, meneer Goedhart sal bly wees, die dieretuin het elke sent baie nodig. Kom weg daar jou lasbos. Hallo daar. Een kaartjie vir die pandabeer, mama. My goeiste, kan dit regtig die pandabeer se gunsteling kos wees? Hierdie kaas ruik erger as 'n paar stinkvoete. Wie's ek om te stry? Meneer Goedhart weet seker goed waarvan pandabeer babas hou. Hier is jou lekker kossies, Poplap, geniet dit. Wat's nou fout? Is jy nie lus vir 'n lekker happie stink kaas nie? Oh, ek moet erken, ek sal ook nie graag vrotkaas wil eet nie. Sien jou later, mooi bly. Hierso pandatjie, se groen suig lekker net vir jou. Bring net, dis lekker. Wat gaan aan? Is daar fout met jou baba? Wanneer is vreeslik, jy's uit die pandahuis. Ek het skoon vergeet om die deur te sluit. Benjamin, Otto, help my asseblief. Die pandabeertjie is weg en dis alles my skuld. My agterloosigheid. Ek het vergeet om die deur agter my toe te sluit. Wat sê jy? Die pandabeer baba is weg. Hy kon tog nie net skoonveld verdwyn het nie. O nee, o nee. Hy is seker nog iewers naby die huis. Maar waar kan hy wees? Waar? Kom Karl, ons gaan soek hom. Benjamin, gaan jy gou na meneer Goedhart en vertel hom wat gebeur het. Toe Karl, kom ons gaan kyk eers by die pandahuis. Dalk kruip die stouter net weg. O my liewe aarde, wat gaan meneer Goedhart van hierdie betalje sê? Hoe verskriklik dat dit juis op die dag wat die publiek op die eerste keer kan sien moes gebeur het. Benjamin Blommetjie, het ek jou nie al 100 maal gesê jy moet eers aan die deur klop en nie sommer net inbars en by die deur in die huis val nie. Meneer Goedhart, ek het ongelukkig vreeslike nuus vir jou. Ons is behoorlik in die pekel. Karl het vergeet om die pandabeer huis toe te sluit en die kleintjie het weggeraak. Hy het eenvoudig spoorloos verdwyn. Nee, hoe verskriklik, Benjamin, dis 'n katastrofe.
Hoe kan so 'n ramp ons vandag tref? Die arme ma. En ek, die arme dieretuinbaas. Die arme besoekers. Die arme babietjie. Ag, moet jy jou so ontstel, die Karl en Otto soek nou oral rond. Meneer Goedhart, ons kon hom nêrens kry nie. Dis asof hy deur die aarde ingesluk is. Ons moet die polisie dadelik in kennis stel. Die polisie laat kom. O, asseblief moet dit nie laat uitklap nie. Ons moet dit probeer stilhou. Ag, Benjamin, ek weet nie wat om te doen nie. Gee my asseblief raad. Bly net kalm, meneer Goedhart, en gaan julle drie so lank aan met die soektog. Kyk selfs in die leeuhokke hoor. Ek gaan so lank vir Carla Colomba bel. Dalk het sy vir ons raad. Hallo, juffrou Colomba. Dit is Benjamin Blommetjie wat praat. Ons soek raad. Het daar brand uitgebreek, meneer Blommetjie? Nee, niks brand nie, maar ons pandabeer babietjie het skielik verdwyn. En Karl sê dis asof hy deur die aarde ingesluk is. Weg is jy, Minkie. Ekskuus tog, moet dit weggaan. Nie jy nie, meneer Blommetjie. Ek praat met een van die klein katjies wat die present gekry het. Jy kan gelukkig jou katjies op jou sien, maar ons pandabeer baba het spoorloos verdwyn. Ja, ek kan hoor, dis duidelik 'n geval vir 'n goeie speurder. Jy's reg, Karla. Dis goeie raad. Ek wou nog altyd baie graag 'n speurder geword het. Ek het nie aan jou gedink nie, meneer Blommetjie. Ek soek 'n regte speurder. Ek sal speurder raad op laat weet hy moet kom. Mooi bly. Totsiens. Ek sal haar wys ek is 'n goeie snuffelaar, dis verseker. Ek wonder hoe lyk 'n goeie speurder. Seker so Sherlock Holmes. Ek moet net 'n geruite jaggoed hê. O, en 'n vergrootglas. Kan jy dit glo? Karla twyfel aan my speurvermoë, maar ek sal haar wys. Wag tot sy my klere sien. Ek weet eenvoudig nie waar om nog te soek nie, meneer. Ja, Karl, ek is ook raad op. Benjamin, wat 'n lawwe kostuum jy nou aan. Luister mooi, ons is nie nou lus vir speletjies nie en nog minder vir 'n gemaskerde bal. Ja, maar jy kan mos sien ek het in 'n speurder verander. Kyk net 'n bietjie na my hoed. Benjamin, daar's nie nou tyd daarvoor nie. Moenie my met sulke onsin lastig val nie. Julle is so gemeen, en Carla Colomba ook. Sy wil ook nie glo dat ek 'n goeie speurder is nie. Ek het gehoor sy gaan 'n ander speurder vir julle kry. Al wat ons nodig het is een speurder. Ek weet ek sal die pandabeer baba opspoor. Toeroe. Ag, Benjamin, moenie loop nie. O, Gonnetjie Piet, nou sy beledig. Benjamin, wag vir my. Benjamin. Ek voel vreeslik seer gemaak, Otto, so in die gesig gevat. Ag, toe maar ek glo dat jy die heel beste speurder is, Benjamin. Ek weet ek is, Otto, en nou gaan ek dadelik aan die werk spring. Kyk, hier klou 'n papiertjie aan my voet vas. Dis 'n groen lekker goed se papiertjie daai. Hulle is heerlik. Miskien, maar die papiertjie hoort in 'n vuilgoedblik en nie onder aan 'n olifant se voet nie. Ek moet vir my ook 'n soetigheidjie kry. Ek was net so ontstoke en daardie gevoel gaan net weg as ek 'n suikerstokkie eet. O ja. Kom, ek moet eers 'n draai by die lekker goedstalletjie maak. Wou jy nie gewig verloor nie, hè, Ek Benjamin? sal môre die eet. Hier. Nee, ek is jammer meneer Blommetjie, daar's geen groen lekkers meer oor nie. 'n Klein meisietjie het vanoggend al wat 'n groen suiglekker is by my gekoop. Ja, maar ek wil nie van daai groen lekkers hê nie, mevrou. Ek beloof, gee my 'n pakkie suigstokkies. In daardie geval is dit maklik. Hier sit meneer. Baie dankie, mevrou. So ja, Otto, nou sal ek dadelik beter kan dink. Logies, sistematies op die punt af. Wat kon van die pandabeer baba geword het? Ek weet nie, maar een ding is seker, hy is weg. En hy kon onmoontlik in vars lug verander het of in water opgelos het. Hy's dus iewers. Sê nou maar iemand het hom gesteel. Dan moet ons uitvind hoekom. Miskien omdat hy so oulik is. Ja, moenie laf wees nie, Otto. Niemand het my ooit gesteel nie en ek is net so oulik soos hy. Miskien het iemand hom by verlore goedere gelos. Ek gaan sommer dadelik by hulle aanklop en vra of hy daar is. Gevra bietjie, maar ek wonder. By die verlore goedere, dit klink vir my 'n bietjie ver gesog. Nee, wat onmoontlik. Ek sal liewer die spoor optel. Daar trap ek alweer op 'n groen lekker goed papiertjie en dit sit aan my voet vas. Kyk dit. Papiere hoort in die blik. En is jy? Waar begin 'n goeie speurder na die spoor van 'n baba te soek? By die voordeur van die pandahuis natuurlik. Dis waar Karl die pandabeertjie laas gesien het. Dis nou vir jou vreemd. Voor die pandahuis lê 'n streep groen lekker goed papiertjies rond. Ek veronderstel dis die einste lekkers wat die meisietjie vanoggend by die stalletjie gekoop het.
Ek wens ek het geweet wat ons nou te doen staan. Wie kom daar aangery? Die verdwyning is so te sê opgelos, meneer. Ek is speurder Raadop. My lese is, al raak die kleinste dingetjie weg, Raadop stel die saak gou reg. Ek sal dit kry. Dis net nie vry. Wat se waar? Help my, dis 'n monster. Hoe durf jy my so beledig? Ek is speurder Blommetjie en nie 'n monster nie, verstaan jy? Benjamin, moenie jou slurp hier kom insteek nie. Ons is met 'n belangrike ding besig. Julle behoort nie die olifant toe te laat om die plek so vol te staan nie. En buitendien lyk hy vir my soos 'n regte skelm. Maar ek is amper seker ek is op die regte spoor. Ek moet vir Benjamin se gedrag om verskoning vra, speurder Raadop. Benjamin, gaan speel asseblief. Weg is jy. Ek is jammer, speurder Raadop. Hulle is gemeen, hulle is verskriklik gemeen. Jaag my daar weg soos 'n kind. Benjamin, ek het gaan vra, maar niemand het 'n baba by verlore goedere gelos nie. Ek is nie verbaas om dit te hoor nie. Ag, Otto, meneer Goedhart het my weer weggestuur. Hulle het 'n speurder van buite ingeroep. Is hy al hier? Carla Colombo het mos iemand aanbeveel. En weet jy wat? Ek is op 'n warm spoor, Otto. Kom ek wys jou gou. Dis fantasties, Benjamin. Waar het jy dit gekry? Dis daai kant toe, die spoor loop in daai rigting. Dis nou vir jou 'n ding. Ons het 2 speurders op die spoor, Benjamin en speurder Raadop. Kom ons kyk watter een gaan eers die saak oplos. Ontspan, meneer Goedhart, en laat alles aan my oor. Nommer 1 op die lys is om al die verdagtes te ondervra, onmiddellik. Die olifant lyk baie suspisieus. Aha, nog 'n baie eienaardige karakter. Wat steek jy onder die hoed weg, meneer? Wys my. Oh ja, dis 'n leedop. 'n Speurder moet alles self ondersoek. So onbeskofte kerel. Hy's niks slimmer as 'n sementtuindwergie nie. Speurder nogal. Kyk net waar soek hy oral onnosele vent. Lyk dit miskien na 'n pandabeertjie? Wat nou? Sit dit terug. Dis baie interessant om 'n speurder dop te hou terwyl hy leidrade soek. En wie se sak sal hy nou weer rond? Nou het hy die verkeerde baba weet. Is dit nie snaaks nie? Ek lag my 'n papie. Dink hy 'n pandabeertjie lyk so. Hy's Raadop, kom ons kyk hoe dit met ons ander sniffelaar gaan, speurder Benjamin. Ek wonder waar hy wegkruip. Aha, ek sien hom. Dis redelik maklik om 'n olifant raak te sien. Otto is by hom. Hier lê alweer 'n paar papiertjies in die pad. En dis almal groen lekker goed papiertjies. Ek het ook een gekry. En daar's meer van hulle. Ek hoop nie die meisietjie kry maagpyn van al die lekkers wat sy eet nie. Ek wonder waar jy in die spoor lê, Benjamin. Die papiertjies lê tot by die dieretuin in die stad se rigting. Aha, ons vriende verlaat die dieretuin. Ek moet liewer agterna vlieg. Net nou het hulle my hulp nodig. Hy stap 'n bietjie stadiger, ek's nie 'n vliegtuig nie. Benjamin, kom kyk. Hier's nog 'n groen lekker goed papiertjie op die sypaadjie. Dit lyk nes die ander. Die saak word al hoe meer duister, Otto. Maggies maar die motors jag verby. Daar lê nog een. Kyk, oor kan die pad. Dis waar die spoor aangaan. Wag, moenie loop nie, Benjamin, dis 'n rooi. Waarvan praat jy? Wat is dit? Los hulle olifant, jy hoort in die dieretuin. Jy kan nie oor die sebrastreep stap as die lig rooi is nie. Benjamin, wag vir my, Benjamin Blommetjie. Waar is jy nou? Hy skoonveld. Dis Casper Kraai. Ek so bly jy's hier. Het jy van Benjamin gesien? Vlieg agter hom aan en sê hy moet wag tot ek kom. Ai, wat doen jy? Casper, laat staan tog my oor. Kyk daar, ek is op 'n warm spoor. Ag nee, boetie, my spoor is in die blik. Dis te erg, al my pragtige luidrade. Mag nie, wat het van die sonde geword? Waar is al my lekker goed papiertjies? Help, ek kan nie sien nie. Help, help, help my.
Wat 'n gemors het dit deurmekaar speel. Ek moet dadelik teruggaan tot by die blik waar die laaste groen lekker goed papiertjie gelê het. Wag, ek bel gou 'n taxi. Taxi, kom gou, red my van die vuil goed en kry my terug in die stad. Ek hoop nie Benjamin het iets oorgekom nie. 'n Speurder se lewe kan baie gevaarlik wees. Tot sien, stuur die rekening aan die dieretuin. Benjamin! Otto, jong, as jy maar net weet in watter gemors ek beland het en boonop as ek my pragtige spoor kwyt. Nee, jy is nie. Kyk 'n bietjie daar. Dis 'n groen lekker goed papiertjie. Hoor jy wat ek hoor, Otto? Hoor nou, sy sing 'n pragtige liedjie. Luister. Hai, dit is dalk die einste meisietjie wat al die groen lekkers geëet het. Dit moet sy wees. Ag, maar dis nie 'n panda beer babietjie nie. Otto, dit lyk my die wonderlike spoor was nie veel werd nie. Ons sal weer van voor af moet begin en alles oor tot kom. Juffrou Karla. Alle wêreld, meneer Blommetjie. Is dit nodig om die hele pad vol te staan? En kyk hoe lyk jy met daardie verspotte speurder uniform aan. Maar ek was op die spoor van die panda ontvoerder. Moenie twak praat nie. Hou jou slurp uit die saak uit, meneer Blommetjie. 'n Verlore panda baba kan net deur 'n regte speurder opgespoor word. En jy, Otto, jou ma soek jou oral rond, mannetjie. Jy moet huis toe gaan. Dis tyd vir aandete. Kom aan, klim op. Ag tog. Ek kom. Totsiens, meneer Blommetjie. Tata, sien jou môre weer. Ek voel te skaam om terug te gaan dieretuin toe. Hulle gaan almal vir my lag as ek daar opdag. Ha, hoor daar. Ek ken mos daardie liedjie. Dis wat die klein meisietjie net toe gesing het. Sy woon seker in hierdie huis met haar baba Boetie. Ek dink ek moet haar vra of sy nie iets vreemds vanoggend by die dieretuin opgemerk het nie. Sy was daar waar die papiertjies lê tot by die voordeur. Ja, nee, dis dieselfde meisie. Is jy veilig in Afrika? Ja, dit gaan baie goed met my. Ek sien my heeltemal alleen nie. Tannie Maria, sy's in die hospitaal. Sy's te siek om my op te pas. Ek het 'n splinternuwe maatjie gekry. Hy bly by my en hy het my baie lief, Mamy. Nee, Mamy, moenie bekommerd wees nie, dit gaan goed. Hallo daar, die lyn is dood, dis jammer. Hoor jy daar? Kindjie klein? En nou gaan jy vir altyd hier by my bly. Ons is beste maatjies en ek is so lief vir jou. Foei tog, is dit nie 'n dierbare ou meisietjie die Casper, maar om een of ander rede is iets nie heeltemal pluis nie. Dis polisiemotor 4, 'n enorme groot gedrog klim oor 'n heining. Dit lyk amper soos 'n olifant. Ons gaan ondersoek instel. Jy, olifant. Wat maak jy daar? Maar ek wou net graag 'n bietjie by die meisietjie. Hande in die lug, ek moet jou deursoek. Wat het ons hier? 'n Suiglekker wat jy natuurlik iewers vasgelê het. Dis dan net 'n ou happie ingeval die honger aan my knaag. So waar soos 'n kruiswaard is. Benjamin is in die moeilikheid. Ek sou moet hulp kry. Glimlag asseblief vir my, meneer Raadop. Casper, moenie so opdringerig wees nie. Is daar fout met meneer Blommetjie? Ek weet hy het seker sy lang slurp ongevraagd iewers gaan indruk. Ek moet gaan kyk wat aangaan, verskoon my. Meneer Blommetjie, praat sy van die skelmgesig olifant? Wat soek sy by hom op, baas? Ons moet haar waarsku dat die olifant 'n gevaarlike kaland is. Staan stil, polisiemanne. Wat maak julle met hom? Ons neem hom tronk toe natuurlik.
Wat? Maar ek moet onmiddellik 'n foto van die spektakel neem. My koerantlesers gaan baie van die storie hou. Nooistad se domste polisiemanne slaan hulle boeie om die pote van die wêreldberoemde olifant Benjamin Blommetjie. Blommetjie. Dit sê daai ou grappie, ekskuus hoor. Totsiens. En toe meneer die groot speurder? Juffrou Karla glo my in hierdie huisie woon 'n lieflike klein meisie wat iets met ons verlore panda babatjie te doen het. Ek kan nog nie my poot daarop sit nie, maar ek voel dit tot in my slurptippie. Dink jy regtig so? Meneer Blommetjie, hoekom maak jy nie eenvoudig die hek oop en klop aan die deur nie? Soos ek. En vra haarself. Moet ek deur die hekkie gaan? Nou maar goed, dis ook makliker. Ja, kan ek help? Ek kom van die hulpsentrum vir siek olifante, veral die wat knope in hulle slurpe het. Is nie waar sy knoop in sy slurp. Dit kom nog. Kom asseblief binne. Ag, moeder, kyk hoe fraai is hierdie klein boetie met die blou kappie op en sy groot swart oogies. Mens kan hom opvreet. Eintlik is dit wel Goeiste, dis ons panda babatjie. Ek het 'n spesmaas gehad, hy's hier. My slurptippie het gejuk. Taru! Maar dis mos 'n ongehoorde ding. 'n Mens kan nie sommer so 'n panda baba gaan steel nie, kind. Ja, maar ek was eensaam. Dis verskriklik alleen in die groot huis. Ek het hom baie groen lekker goed gevoer. Sê my, hoe dink jy voel die arme ma van die panda baba? Sy bekommer haar dood. Ek's jammer, ek het nie gedink nie. Dis net die babatjie is gelukkig hier by my, regtig waar julle. Ek het hom mooi opgepas. Ag, en jy is so verskriklik lief vir hom, nee. Ja, sonder die klein panda babatjie sal ek heeltemal alleen wees. Ek verstaan. In daardie geval kan ons nie die panda baba van die meisie wegneem nie. Nee, dis buite die kwessie. 'n Pandabeer hoort in die dieretuin by sy eie ma. Maar wag 'n bietjie, ek dink ek het die oplossing gevind. Wag vir my hier, ek kom nou weer terug. Maak jou so lank tuis, Benjamin. Tannie Karla is nou weer terug, maatjies, met 'n heerlike verrassing. Wieso? Moenie bang wees, die klein panda babatjie. Jy is so veilig in die poot van jou grootneef Benjamin en hy sê jou huis toe vat na jou mammie toe. Ek wil ook graag in jou grootpote gewieg word toe, Benjamin. Asseblief. Kom kuier verby in die dieretuin, dan kan jy op my rug ronddry. Ek's terug. Kom aan, maak die pakkie oop. Is wonderlik, 'n pragtige klein katjie. Is sy nie oulik nie? Jy mag die katjie vir jou hou en dan sal jy ook nie weer alleen wees nie. Ek vat dadelik die klein panda baba terug na sy mammie in die dieretuin waar hy hoort. Sy sal so gelukkig wees. Totsiens. Totsiens, Benjamin. Totsiens, kom kuier vir ons. En nou panda baba gaan ons tweeetjies huis toe na ons vriende in die dieretuin. Nog foei tog, is jy baie moeg? Toe, maar ek tel jou op my groot pote. So ja. Wag, ek het 'n beter idee. Wil jy my speerderhoed ry, hè? Daar's hy. Nou lê jy in 'n lekker gemaklike wiegie. Jy's veilig by neef Benjamin en sy snoesige speerderhoed, né? Hallo Benjamin, ek het jou weer kom help soek. Hallo Otto. Kyk wat het ek gekry. Benjamin, dis die verlore panda babatjie. Jy het hom opgespoor. Dit is baie maklik om verlore babas op te spoor as jy net 'n slurp verspoorsny het en sorg dat jy 'n speerderhoed op jou kop het. Dis baie eenvoudig. O, jy's am slim Benjamin. O, meneer Goedhart gaan so bly wees om nie te praat van die panda mammie nie. Kom ons gaan gou terug dieretuin toe. Dis baie suspisieus. Waar kom so 'n dierkaas vandaan? Net 'n dief sal so iets kan bekostig. Aan wie behoort die waantjie? Die jongman Kaal. Daar is die oplossing. Hy is die pandalief. Meneer Goedhart, die eienaar van die waardevolle kaas het ongetwyfeld die panda baba gesteel. Nee, meneer Raadop. Dit kan nie Kaal wees nie. Hier kom die ander moontlike dief ook aan. Ek moet hom ondervra. Staan stil, wys my wat jy in jou hoed dra. Kyk. Aha, ek dink so, dis presies wat ek vermoed het. Jy het die panda baba gesteel. Ek het dit van die begin af geweet.
Hierdie olifant moet onmiddellik agter tralies kom. Hy is die een wat die panda baba gesteel het. Onmoontlik. Nee. Jy maak 'n groot fout, speurder Raadop. Dis nie hy nie. Hou nou op met jou lawwe beskuldigings. Jy kan nie vir Benjamin Blommetjie toesluit nie. Wat gaan hier aan? Hoekom word die arme meneer Blommetjie aanhoudend gearresteer? Dis tog belaglik. Juffrou Colomba, ek kan met trots rapporteer dat ek die moeilike saak opgelos het. Voor ons staan die gemeene pandadief. Moenie twak praat nie, speurder Raadop. Ek was self daar toe meneer Blommetjie die panda baba gekry het. Taro, kan hy uit met die nonsens? Ek het nou net mooi genoeg gehad, terwyl julle twee staan en stry huil die panda babietjie oor sy babie. Ek weier om langer te luister na sulke snerp. Kom, kleintjie, Benjamin sal jou na jou babie toe van toe. Kom, hoppala. Dis waar jy wil wees. Neem ou panda babietjie. Dis hoe die panda mami uiteindelik haar kleintjie teruggekry het. En sy was natuurlik oorstelp van vreugde. Benjamin was die held van die dieretuin. En hy en die panda baba het goeie vriende gebly. O ja, maar wat van speurder Raadop? Hy het van meneer Goedhart 'n groot persent gekry. Hy was behoorlik in sy noppies daaroor. Dankie. O ja, julle wil natuurlik weet wat van die meisie geword het wat die panda baba ontvoer het. Sy's dolgelukkig saam met haar kykie. En ek? Ek is heeltemal tevrede met die saak, want die hele storie het in die koerant verskyn en daar's 'n foto van my ook. Stel jou voor, ek, die swart kraai Casper. Waar was ek? O ja, ons sien mekaar gou weer in die dieretuin vir nog 'n storie. Soetwes maatjies en mooi bly hoor.